maan. En voor ons begin, kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat ons nou 'n nuwe maand kan ingaan. Dat U saam ons sal wees. My gebed in Jesus naam. Amen. Die tema is die skaduwee van die vlees. En julle kan by die huis lees Matteus 16 vers 21 tot 28. Ek lees uit Matteus 16 vers 24 tot 25. Nuwe lewensvertaling. Jesus het toe vir sy disippels gesê: As julle my volgeling wil wees, moet julle eie ek prys gee. Julle kruis op julle skouer neem en agter my aankom. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle lewe ter wille van my prys gee, sal julle ware lewe vind. Die middagson het lang skaduwee gemaak, terwyl Jesus en sy disippels op 'n stowwige pad na Jerusalem gestap het. Die stemming was ernstig. Jesus het pas ooplik oor sy komende dood en die opstanding gepraat. Die disippels het in stille gestap en gewortel om sy woorde te begrip. Petrus, wat altyd iets doen het sonder om mooi daaroor te dink, het Jesus een kant geneem. Mag God dit verhoed, Here. Dit sal U nooit oorkom nie. Drink hy aan. Sy stem vol met emosie. Hoe kon die Messias wat hulle gevolg het en een wat die natuur bevel en die siekte genees het, sulke dinge met hom laat gebeur? Jesus het na Petrus gedraai. Sy stem was sag, maar ook ernstig en oprecht. Gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Die teregwysing het geklou, maar Jesus was nog nie klaar nie. Toe het hy die disippels geroep om hom te volg. Het hy die dinge in hulle harte wat hulle nie verstaan het nie, gewys. As julle my volgeling wil wees, moes julle eie ek prys gee. Julle kruis op julle skouer neem en agter my aankom. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle lewe ter wille van my prys gee, sal julle ware lewe vind. Die eie ek het teen
alles gegaan wat die disippels geleer het. In hulle kultuur, soos in ons sin, is daardie verlange om vir jouself te sorg en jouself ryk of roem te maak op die regte manier van dinge doen gesien. Toch het Jesus hulle in 'n ander rigting gelei. Een wat deur oorgawe na 'n ware vervulling gelei het. Die kruis was daardie tyd nie die geëerde en had 'n mooi teken van Christus wat dit vandag is nie. Dit was 'n instrument van marteling en skande. Deur sy volgeling te vra om hulle in haar kruis op te neem, het Jesus hulle genooi om opoffering te dien en moontlik lydend ter wille van hom te wagte te wees. Petrus sou hierdie oomblik jare later onthou toe hy sy eie kruisiging in die gesig staar. Die haastige disipel wat eers glad nie wou hê dat Jesus deur lyding moet gaan nie, sou uiteindelik dieselfde pad ervaar. Volgens die vertelling wat oorvertel is, het hy dit na Petrus gevra om onder te bo gekruisig te word, omdat hy onwaardig gevoel het om so sy meester te staan. Ware disipelskap erken dat om Jesus te volg beteken om sy waarde of planning ook vir jou te ervaar. Selfs wanneer dit teen ons eie ideeë en planning gaan. Die stryd teen self is die felste stryd wat nog ooit gestry is. Die oorgawe van self, die oorgawe van die wil aan God is 'n stryd, maar die siel moet aan God oorgegee word, voordat dit in 'n heiligheid herskep kan word. Kom uit na strede na Christus, Bladsy 40.3. Kom ons bid oor bereidwilligheid om die dinge van die mense te skuif na die dinge van God. Die eie ek en self wat jy aan Christus se heerskap moet onderwerp. Terug in genade om jou persoonlike kruis van disipelskap te aanvaar. Jou verbinding om 'n ware lewe te vind deur jou lewe ter wille van Christus te verloor. Kom besaam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie maanboodskap. Mag ons hierdie boodskap ervaar en weet dat U hierdie maan as ons onthou dat U gekruisig en gesterf en gerus
en weer opgestaan het. En ons vra dat ons altyd aan U kan dink, sodat ons lewe aan U toewy. Ja, Here, help ons om ons lewe sterk te kan staan vir U en nie vir die wêreld nie. En ons vra dat U ons sal lei en bewaar tot U se weer kom. Ons gebed in Jesus naam alleen. Amen.